Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag, die 27ste Mei 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Here. O Vader God, nog 'n dag wat U vir ons gee. Nog 'n geleentheid, Here, wat U vir ons gee waar ons werk, waar ons tussen ons vriende is, kollegas is, ons gesin is. Nog 'n dag wat U vir ons gee, Here, waarin U inderdaad in ons opgestaan het, waar U in ons lewe, wat U deur U Gees vir ons lei, Here, om eintlik U naam groot te maak, waar ons ook al gaan. Dankie, Here, vir U nabyheid. Dankie dat U voorstap. Dankie dat U ons vashou. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, hier so in Spreuke 25 staan daar, die Spreukedigter het so 'n lekker manier om baie keer goed te sê, né? Hy sê hier so in Spreuke 25 vers 11, hy sê, goue appels wat in silwer gemonteer is, né? Dit lyk mos pragtig, goue appels wat in silwer gemonteer is, as jy net so 'n bietjie daai prentjie voor julle kan kry, daai goud wat so skitter, né, die silwer wat gepoleer is, en jy kan jou goue appels wat in silwer gemonteer is voorstel. Dis pragtig, dis om iets na te kyk, né? Jy kan mos jouself so half voorstel in so 'n prentjie. Nou kom sê hy, so is die regte woord op die regte tyd. Goue appels wat in silwer gemonteer is, so is die regte woord op die regte tyd. Nou, dit is baie waar, vriende. As jy nou weer eens sy metafoor wat hy gebruik, of sy vergelyking wat hy gebruik, soos goue appels wat in silwer gemonteer is, dis pragtig, dis lekker om na te kyk. So is die regte woorde op die regte tyd. En dit het wysheid nodig, né, vriende? Dit het wysheid nodig wanneer jy die regte woord op die regte tyd moet sê. En baie keer is dit nie die regte tyd nie. Baie keer is dit nie die regte woord wat jy moet sê nie, né? Daar's baie keer wanneer daar goed gebeur, jy voel, maar nou moet ek iets sê. Maar dis baie keer juist die tyd wanneer jy nie die ding moet sê nie. Dit is wanneer ek en jy vir Here God en vir die Heilige Gees vra, o Heilige Gees, gee vir ons wysheid, gee vir ons insig, gee vir ons tak, gee vir ons fyn aanvoeling, né? Wanneer ons dit vir hom vra, dan gee hy vir jou en vir my daai vermoë om op die regte tyd die regte woord te sê. Dit kan die regte woord wees, maar op die verkeerde tyd. Dit kan in die verkeerde tyd wees in die regte woord. So staan jy so, ek dink die Spreukedigter is baie waar, en daarom kom sê, weet jy, as jy die regte woord op die regte tyd sê, dan is dit soos hy goue appels wat in silwer gemonteer is. Mag as jy met iemand in gesprek gaan, woorde, liewe vriende, skep realiteit. Taal skep realiteit. So moet nooit dink dat woorde net leeg is. Jy kry nie so iets soos 'n leë woord nie. As jy vir iemand iets sê, beteken dit vir daai iets, gaan sit dit in sy hart, gaan sit dit vas. As jy vir iemand sê, man, jy is 'n pampoen, en jy sê dit op 'n lelike manier, dit is iets wat jare lank by daai persoon bly. Maar as jy vir daai persoon sê, weet jy het dan goeie werk gedoen, of jy sê vir iemand anders, hoor jy's dan pragtig, maar jy bedoel dit opreg, né? Jy sê, hoor jou naels is dan, jy dan pragtige naels, né? Of wat ook al, maar vriende, die oomblik wanneer jy die regte woord op die regte tyd sê, dan het dit ongelooflike betekenis, en daai goed dra 'n persoon binne in hulle hart, né? As jy vat by die werk, jy kan besluit om op 'n ander manier teenoor iemand op te tree. Jy kan besluit om iets anders te stel. As jy sien hierdie iemand het droog gemaak, en jy dan miskien vir daai persoon toe gaan en sê, plaas om te sê, hoor jy droog gemaak, en ons is droog gemaak, né? As om te sê, hoorie man, sê gou vir my, vertel gou vir my, hoe het jy het nou dit gedoen, vertel gou vir my, hoe het jy daarby uitgekom, né? Nee, met 'n mooi gesindheid. En dan kan daai persoon sê, en dan kan jy vir daai persoon sê, jong, kom ons gaan jou so 'n bietjie reghelp daarmee, ek stel voor dat jy doen miskien hierdie ding en hierdie ding daarbey. Wat beteken dit? Jy het nie daai persoon vuis laat verloor nie, né? Jy het die regte woord op die regte tyd gebruik. Wanneer jy met jou werkgewer verskil,
Pas op vir jou body language. Pas op vir jou body language, né? Dan is baie keer is dit nodig dat jy eers 'n bietjie gaan dink oor wat jy het jou werkgewer gesê. Miskien met jou wise counsel gaan bounce wat het jou werkgewer gesê. Dan na jou werkgewer toe te gaan en sê, hoorie, ek wil net kom seker maak of ek reg gehoor het en of ek reg verstaan het. Ek het gehoor jy sê dit en dit. Wil jy nie net weer vir my sê wat het jy daarmee bedoel nie? Nou as jy 'n volwasse werkgewer het, sal die persoon met jou 'n gesprek gaan hê. En as hy iets verkeerd gesê het, dan sal hy terugkom na jou toe. So, jy het die regte woord op die regte tyd met jou werkgewer gebruik. In jou huwelik is die regte woord op die regte tyd natuurlik nog belangriker. Ek en jy weet ons nou baie keer het ons al droog gemaak om die verkeerde woorde op die verkeerde tyd te sê, never mind nog die regte tyd, hè. Om die regte woord te sê. As jy met jou vrou praat, ons mans as ons met ons vrouens praat, hoe praat ons met ons vrouens? Vrouens, as julle met julle mans praat, hoe praat julle met julle mans, né? Dit is baie keer en ook met ons body language. En as ons sê nou sag ons. Ek bedoel dit sê ons nou meer as wat jy 5000 woorde kan sê. Kyk dat jy in jou huwelik ook die regte woord op die regte tyd gebruik. Ook met jou kinders. Die regte woord op die regte tyd met jou kinders. Moet nooit vir jou kinders sê jy stupid nie. Moenie vir jou kinders sê hulle is onnoosel nie. Moenie sulke daai taal moet nie daar wees nie, né? Jy sê eerder vir jou kind, jong, kom sit gou hier by pappa. Kom sit gou by pappa. Pappa het nou gesien jy dit gedoen. Praat gou met pappa, hoekom het jy dit gedoen? Of wat ook al, die regte woord op die regte tyd. Of om vir jou kind te sê, jene my kind, jy het dan wonderlik gedoen in jou eksamen, of jy het goed gedoen, al het hulle verloor op die netbalveld, op die hokkieveld, op die cricketveld, op die rugbyveld, jy het dan mooi gespeel, né? Die regte woord op die regte tyd, ja, dan is dit ook so dat ons mekaar kan aanmaan, maar op die regte manier kan aanmaan. Ek sê, man, ek is baie lief vir jou. Jy sê, jy het my nogal daad, jy het my nogal seer gemaak. So dis 'n ek boodskap. Nee, en dan die persoon dan het jy gee die persoon die geleentheid om vir jou te kan sê, jene, sorry, ek is jammer, dit is glad nie wat ek bedoel het nie, né? Jy het nie daai persoon seer gemaak nie. Jy het die regte woord op die regte tyd op die regte manier het jy hom gebruik. So ons nou legio voorbeelde. Nou, maar dit is wat vir my so mooi is. Goue appels wat in silwer gemonteer is. So is die regte woord op die regte tyd. Sommer my 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.